Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en ons kyk wat lê voor vir die week saam met Andries Cornelissen. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer en Oompie. Meneer Cornelissen. So gepraat van die week, hierdie week is die groot gesprekke tussen meneer Trump en president Cyril Ramaphosa. Wat kan ons daar verwag? Ja, die president is nou met sy afvaardiging in Amerika, hulle het daar aangekom. Hulle begin vandag met hulle besoek daar. Die afvaardiging, ek dink mense moet kyk na die afvaardiging want hier is Ronald Lamolle natuurlik die minister van buitelandse sake. Maak nie saak wat jy hom noem nie, is buitelandse sake. Die Kumbutso en Saveni, sy gaan oralste waar die president gaan. En John Steenhuisen is ook deel van die afvaardiging, minister van Landbou natuurlik, leier van die tweede grootste party in die regering van Nasionale Eenheid. En dan Park Stau, die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Nou dit maak sin, hy moet ook daar wees want ja, natuurlik die minister van Finansies kan nie saamgaan nie want hy moet Woensdag die begroting doen. So jy weet so Woensdag is 'n groot dag vir ons. Woensdag is 'n groot dag, ja. Want Woensdagmiddag moet ons ook die begroting goedgekeur kry. Die nuwe ene, nommer 3. Derde begroting. Nou ja, die president is nou, jy weet, hulle is Amerika toe. Daar's soos Julius Malema het onder andere gesê, jy weet, hy moet wat gaan maak hy daar eintlik hy gaan net so dom uitgetrap te word. En jy weet die tipe van belaglike goed wat Malema sou sê is jy weet hy gaan net om nuwe instruksies te kry by die Amerikaners of wat ook al. Ja, dit is hy ek sien Malema was by dis 'n politikus in Suid-Afrika. Dis veronderstel om 'n ingeligte leier van 'n party te wees. Ja, maar jy sien met onthou dis jy weet hy kry baie aandag in hierdie proses want onthou hy weet die video's wat hy nou Kill the Boer Kill the Farmer sing was deel van wat Elon Musk gedeel het en wat Trump veroordeel het en al jy weet so dis jy weet hy vir hom is dit aandag laat hom baie goed voel. Jy weet 'n politikus moet die heeltyd aandag kry want sodra hy nie in die kollig is nie, dan het hy eintlik sy relevantie verloor. So vir Malema is hierdie 'n goeie geleentheid. Onthou die EFF het baie skade gelei in die laaste maande. So hierdie is eintlik, jy weet, is eintlik vir Malema fantasties. Die Verenigde Koninkryk het sy visum, jy weet, daar was kwessies rondom sy visum gewees wat hy toe nou nie kon gaan vir 'n gesprek by Cambridge nie. Hulle laat selfs mense soos hy toe by Cambridge. So die gesprek tussen Ramaphosa en Trump, ek dink die idee wat 'n mens kry is Ramaphosa gaan soontoe om soos wat hy dit ook gesê het, jy weet ons gaan soontoe om besigheid te praat. Ja. Ek weet nie noodwendig of dit die idee is wat Trump het en die vraag gaan wees natuurlik, weet gaan Trump vir Musk innooi vir hierdie weet hy is mos nou 'n gebore Suid-Afrikaner en hy wil eintlik hier besigheid doen. Weet so gaan wat se rol gaan Elon Musk speel in hierdie vergadering met die Suid-Afrikaanse afvaardiging jy sien nou hy wil hier besigheid doen, maar hy het Starlink geweier in Suid-Afrika, so hy het ook gesê ek wil ook nie eintlik met jou besigheid doen nie. Wel, die ding is wat hy gesê het en hy het dit verlede week ook weet op X gesê is dat hy wil eintlik hier besigheid doen, maar omdat hy nie swart is nie, weet kan hy nou nie, maar dis nie die volledige waarheid nie, maar dis nou deel van die raswette debat. Onder andere het hy onthou verlede week ook die video gedeel wat gemaak is deur solidariteit rondom die raswette. So loop Ramaphosa nie hier in die leeukuil in nie. As ons nou dink aan redelikheid, mense nooit gedink het dat Trump op Zelensky sal basies skree of afpraat op hom in 'n personderhoud nie. 'n Mens moet redelikheid by die venster uitgooi. Loop Ramaphosa nie nou hier in 'n geweervuur in nie. Wel die ding is ek dink vir Trump absoluut loop hy in. Dit gaan interessant wees om te weet wat hulle strategie is. Jy weet hulle het gewerk aan wat hulle verwys na volgens rapport se berig oor mini-ooreenkomste wat rondom vervoer, landbou en energie. Nou jy weet die vraag is jy weet as vir iemand soos Trump nou as hy nou vir homself dink maar weet hoe groot is my diplomatieke implikasies wat ek hier het. Hoe groot is die implikasies vir Amerika as ek nou vir hierdie man sê maar julle is vriende met Iran en julle is anti-Israel, julle het by die internasionale geregshof 'n saak gemaak, julle praat met Hamas, julle het selfs vir Hamas verwelkom in Suid-Afrika. Jy weet hulle was hier, nie noodwendig met die regering vergadering, maar Hamas is toegelaat in Suid-Afrika. So daai tipe van goed en jy weet en dan praat jy nou van die kwessie rondom die vlugtelinge, die raswette debat wat aan die gang is. Die kwessie rondom plaasmoorde, die beweerde volksmoord, daai goed. Weet dan dink jy maar hoe groot is die risiko nou vir Trump? Hy hoef nie oulik te wees nie. Hy hoef nie. Weet jy het gesien met Saudi-Arabië, jy weet dit was groot glimlagte, verstaan jy en hulle weet daar was groot besigheid gedoen. Amerikaanse wapens wat aan hulle verkoop word en al sulke tipe van goed. So dit is wat besigheid aanbetref was dit weet waar Trump gefloreer het. Die vraag is of hierdie vir hom hoe belangrik is die verhouding met Suid-Afrika
in terme van hoe hierdie gesprekke kan verloop. Is daar vir Amerika wat handel aanbetref groot voordele in Suid-Afrika? Is ons 'n strategiese land binne die konteks van Amerika se internasionale belange? En ek dink dit gaan bepaal wat sy houding binne in daardie gesprekke gaan wees, want dis die hele kwessie rondom Israel en Hamas en so met ander woorde, hierdie is nou eintlik ons is vriende met al die lande waarmee Amerika nie vriende is. Al die medemuishonde. Ja, en die ding is dat ons het ook en die hele ding met die internasionale geregshof, ek dink dit is waar die jy weet, so van hoeveel strategiese belang is Suid-Afrika vir Amerika? So as jy nou hierdie man gaan uittrap daar in sy afvaardiging uit jou kantoor uit boender, dan hoe groot is die weet die G20 word nou hier aangebied, ons het gesien hulle weet en ek dink dis waar die probleem inkom, is dat hulle die federale agentskappe opdrag gegee om nie verder betrokke te wees of gereed te maak vir hierdie voorbereidings vir die G20 vergadering in November. Ja. So in daai opsig lyk dit nie asof Amerika enigsins van plan is of Trump enigsins van plan is om die G20 by te woon. Ja. Tensy dit nou ook 'n hefboom is in die onderhandelinge. Jy weet van maak ons gelukkig en dan woon ons die G20 beraad by. Ek weet nie of president Ramaphosa en die ANC daardie bereid is om daardie risiko te loop nie. Ek dink ook daar's 'n weet Kombutsa en Saveni het met soveel keer gesê, weet maar ons verwag dat dit daar decorum gaan wees en dat weet mense met weet ons soewereiniteit geëerbiedig word en dat ons met respek behandel word. Dis nou 'n aanleiding van die hele Zelensky voorval. So ons gaan moet sien, jy weet is daar ek dink tog weet dit gaan oor die hele ding van wat is daar vir Amerika in hierdie verhouding met Suid-Afrika. Of is dit 'n geval van hier het ons 'n klein hondjie wat baie hard blaf. Hulle is nie vir ons eintlik van verskriklike belang nie, so kom ons trap sy chunk af. Kyk, ek dink wel nie die president is 'n gek nie. Hy gaan mos al weet wat om te verwag as hy sien toe gaan. So hy gaan nie verwag dat daar net die maanskyn en rose gaan wees nie. So ek dink hy is redelik voorberei daarvoor. En ek moet ook sê ons vra al lankal wanneer gaan hierdie bilaterale gesprekke plaasvind? Hier gaan dit plaasvind. En hy gaan self. En hy gaan self. Andries, ons hoor nou van hierdie stories van die Afrikaners wat oor is. Wat is van hierdie redes wat hulle uit die land uitdryf? Ja, ek dink die ene wat Marula Media oor berig het was is Charles Kleinhaus, 46 jaar oud. Hy's een van die 49 wat nou in Amerika is. Hy sê hy gaan daar aansoek doen vir 'n lisensie om weet vragmotors te bestuur of hy gaan by 'n myn weet op 'n myn of op 'n plaas. En jy weet soos dat hy sê al moet hy gaan rakke pak by Walmart teen R350 'n uur. Dis nie sleg nie. Jy weet selfs teen daai betaling kan jy huis bekostig. So jy weet hy het 2 kinders saam met hom gevat, sy dogter 26 en seun 25. En jy weet hulle kom van 'n plaas af. Hy het sy ma hier agtergelaat, 84 jaar oud. Sy vrou is in 2006 in 'n motorongeluk oorlede. Jy weet mense het gedreig om sy grond te vat. Sy buurman is vroeër hierdie jaar en is in April vermoor. Jy weet so dis daar's goeie konteks hieraan. Ek dink die belangrike ding is en ek het soos ons verlede week gesê het, jy weet dit gaan oor mense se geleefde realiteit. Jy weet as mense voel onveilig op hulle plase, elke nag is 'n sekuriteitsoperasie. Jy weet mense is in konstante radioverbinding met mekaar. As daar iemand net jy weet rondloop wat nie hoor daar nie, jy weet dan is daar wat maak hierdie mense hier? Jy weet dis 'n ander tipe van konteks. As jy nie in daai realiteit leef nie, dan gaan jy dit nie verstaan nie. Selfs in die stede is ons, jy weet, dis soos wat ons bly agter hoë mure met elektrisiteitsheininge en alarmstelsels, jy weet, ons maak nie staat op die polisie nie, ons maak staat op ons veiligheidsmaatskappye, ons het paniekknoppies, ons het kameras rondom, dit is die geleefde realiteit van mense in Suid-Afrika. So die ding is, jy kan mooi broodjies bak en ek het nou verlede week gesien toe ek in die Kaap was in Franshoek en sulke goed, en dan, dis 'n ander wêreld, jy weet, as jy in sekere dele van Suid-Afrika woon, gaan jy nie verstaan waarvan hierdie mense praat nie. Jy gaan geen konteks hê van waarvan hierdie mense. Weet as jy in Sandton woon en werk en elke dag op daai lekker breë paaie ry in jou luukse Duitse motor, het jy geen konteks van wat ander mense se geleefde realiteit is nie. En dan kan jy grappies maak op Facebook en jy kan dit deel en sulke tipe van goed. En ja, jy weet die vlugteling kwessie is 'n bietjie van 'n vreemde situasie, maar jy kan nie daai mense se redes en goed bevraagteken as dit nie jou geleefde realiteit is nie. As dit nie jou werklikheid is nie. En ek dink dit is wat 'n mens moet hier verstaan. Jy weet dis maklik om in jou luukse omgewing, jy weet van in 'n estate te sit van boekfeeste af te gaan, verstaan jy, na luukse winkelsentrums toe en jy weet jy het glad nie 'n idee eintlik van wat in die groter Suid-Afrika gebeur nie. Daar is mense wat in 'n totale vakuum leef wat die res van Suid-Afrika aanbetref.
Ek dink by myself, ek was al in 5 huisinbrake gewees in my kort leeftyd. En ek is nie eers die ergste af nie, verstaan? Ja. En daar's mense wat soveel erger af is en mens met verstaan en ons het verlede week ook gesê en sy al iemand se skoene gestap het, weet jy nie waar deur iemand gaan nie en ek dink ons moet dalk net dit altyd in ag neem oor die En juist daardie konteks is nie 'n raskwessie nie. Misdaad, weet ons wat in die media werk sien dit op 'n daaglikse basis in alle gemeenskappe. Ja, absoluut. Daar is waarskynlik 'n bietjie van 'n tunnelvisie wat jy weet is as dit gebeur in die wit gemeenskap dan is dit op elke Afrikaanse media platform. Nie noodwendig alle misdaad in Suid-Afrika eindig op in Afrikaans op 'n Afrikaanse platform nie, want dit is nog hoofsaaklik wit. So, jy weet dis daai tipe van kontekste wat mense, dis hoekom mense moet 'n bietjie breër in Suid-Afrika leef en lees voordat jy werklik ander mense se realiteit ook verstaan. Mense kan basies sê jou woonbuurt is nie regtig 'n deursnee van Suid-Afrika. Dit is nie glad nie. Ja. Andries, en dan kyk ons tragies na hoe baie families in Suid-Afrika op SASSA geld moet oorleef. Kyk, ons het juist nou Woensdag is die begroting. Die derde een is soos ons gesê het, ons het nou BTW oorwin, maar nog steeds gaan ons moet sien of hierdie begroting beter lyk as die vorige een. Is dit net die BTW wat uitgeval het en nou gebeur daar ander goed wat nou daardie gat moet volmaak. Onthou ons moet 'n gat volmaak want die BTW is weg. Blokkruiping het toe nou nie weer ter sprake gekom nie, so ons gaan geen belastingverligting kry vir vir die inflasie aanpassing van die belastingblokke nie. Maar in elk geval dis die SASSA wat sê 266 miljard rand jaarliks. Is dit wat hulle uitbetaal aan 19 miljoen gesinne. Nou die interessante ding is en dit is juist die ding, jy weet, daar was ook die opname gister wat ons gesien het waar die ANC mense, die ANC se eie ondersteuners is nie ten gunste van toelaas nie, hulle is ten gunste van werkskepping. Ja. Want dit is die oplossing vir Suid-Afrika, nie nog toelaas nie. Werkskepping is die oplossing, ekonomiese groei is die oplossing. En ek dink dis eintlik waarom baie mense kyk na die Amerikaanse ding en dan jy haal die Afrikaner ding daar uit, haal die volksmoord en al daai goed daar uit. Maar kyk na die ander faktore. Jy weet, as ons ekonomiese groei het, gaan dit 'n impak hê op misdaad. Ja. Dit het 'n baie wye impak. So as ons ekonomiese groei aan die gang kry, as ons werk skep, het dit 'n baie wye impak. Jy weet rondom allerlei ander kwessies. So maar die ding is die interessante ding vir my van hierdie syfers was is dat die 19% van kinders leef nie met een van hulle 2 biologiese ouers nie. Met ander woorde woon nie by een van die 2 biologiese ouers nie. So 1 uit elke 5 kinders in Suid-Afrika woon nie by een van hulle 2 biologiese ouers nie. 31,5% woon by beide ouers. 45,4% is saam met hulle ma's. Nou ons verstaan dit, enkel ouers, dit is nou maar hoe dit uitwerk. 12,3% van kinders is weeskinders, met ander woorde het een of albei ouers verloor. En die interessante ander ene is 39,2% van huishoudings is minstens 2 generasies. Minstens 2. So dis byna ons trek byna, jy weet 39% van huishoudings is 2 generasies en 14% is 3 generasies. Sure. Nou jy weet dit is die realiteit van Suid-Afrika. Ja. Ouma en oupa bly saam, want daar's nie 'n ander opsie of keuse nie. Daar's nie 'n ander heenkome nie. Dit is met ander woorde ouma en oupa, kinders en ouers. Ja. Daar's 3 generasies en dit is die deel van die ekonomiese realiteit van Suid-Afrika. Wat vir my skokkend is dat 1/3 van Suid-Afrika se families op SASSA lewe. Ja. 1/3. Korrek. En dit is die ergste beskuldiging teen die ANC regering. Ja. Is juist daardie syfers. Dit en dan moet ons kyk na wanvoeding. Wel die twee goed pas by mekaar aan. Jy weet as jy kyk na ons praat van dit was 'n antwoord in die parlementêre vraag van die DA. Dr. Aaron Motsoaledi, die minister van gesondheid wat geantwoord het daar's in hierdie jaar, sedert die begin van hierdie jaar, is daar 155 kinders in hierdie land dood weens wanvoeding. En die ergste van alles is dit, jy weet, as jy kyk na Limpopo 32, Gauteng 30. KwaZulu-Natal 29 van daardie kinders. Dis die 3 grootste provinsies. Akute wanvoeding in kinders jonger as 5 jaar oud het die afgelope 5 jaar met 26% gestyg. Weereens die geleefde realiteit van mense in Suid-Afrika. Waar kinders in 'n land waar jy weet ons hierdie geweldige en ja, dit ongelykheid bestaan nie net op grond van ras nie. Ongelykheid bestaan reg deur die ekonomie. Dit bestaan juis in Suid-Afrika nie net meer op grond van ras nie.
En ja, 155 kinders het in Januarie dood weens wanvoeding. Ek wil net sê ek het gaan lees UNICEF het verlede jaar 'n berig uitgebring waar gesê het Suid-Afrika is een van 20 lande wat bydra tot 65% van wanvoedingssterftes wêreldwyd en tans is al 23% van kinders in ons land wat die risiko in gesig stel om te sterf as gevolg van wanvoeding. Dit is skokkend om te dink en dis soos jy sê ek dink ons moet net besef wat mense se realiteit in die land is. Ja, en dan het jy in ons begrotings is daar miljarde rande vir skoolvoedingsprogramme byvoorbeeld. En in KwaZulu-Natal het ons nou gesien, verstaan jy, wat hulle kan hierdie goed nie behoorlik bestuur nie. So met ander woorde, jy weet, hierdie amptenary waar daar geld beskikbaar is. Dis nie 'n tekort aan geld nie. Maar weer eens is dit nou 'n geval van al die regte maatjies moet eers, jy weet, kontrakte en tenders kry en sulke goed en die kos kom nie by die kinders uit nie. Vir baie kinders is daardie die enigste maaltyd wat hulle gaan kry vandag is die een wat hulle kry as deel van die skoolvoedingsprogram. Sjoe. Andries, is alwel vir ons tyd. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen met jou koerante. IFSA is die leier in alternatiewe batebestuur met 'n reeks van plaaslike en ook internasionale beleggingsinstrumente. Besoek hulle gerus. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.